Baie dankie dat jy ingeskakel het by ons aanlyn diens. Ek wil sommer begin met 'n vraag. Wat is vrede vir jou? As jy praat van vrede, wat bedoel jy as jy dit sê? Vir party van ons is vrede 'n stil huis. Die kinders is na ouma en oupa toe en ons kan asemhaal want die huis is net so bietjie rustiger. En as gevolg dat die kinders na oupa en ouma is die huis so bietjie skoner. 'n Skoon huis bring vrede. Miskien lyk dit anders te vir jou. Miskien is dit jou voete in die sand, daar om vir die branders net te sit en kyk en bewus te word van ons Skepper en wat God gemaak het. Miskien is dit om vir 'n bosveldveentjie te kyk en net stil te word en te vergeet van dit wat om jou aangaan. Die groter vrede wat ons almal soek is miskien net 'n bietjie politieke stabiliteit. Is miskien net 'n bietjie meer werksekerheid. Toekoms vir ons kinders. Dit sal vir ons vrede gee. Nou, die Romeinse Ryk het 'n bietjie van hierdie gehad. Dit wat hulle noem die Pax Romana, 200 jaar van vrede. En die ou wat die eer kry hiervoor is keiser Augustus. Hy wat gekom het en vrede gebring het vir die Romeinse Ryk. En daar was vrede. Jy kon handel dryf, jy kon in die straat loop met 'n gevoel van veiligheid. Daar was politieke stabiliteit, daar was nie eintlik oorlog soveel intern soos daar altyd was nie. Jy kon grond besit, jy kon 'n besigheid begin. Daar was 'n toekoms vir jou kind. Natuurlik het hierdie vrede nie gekom sonder sy prys nie, daar was reëls wat jy moet volg, erge reëls wat jy moet volg, daar was maar bietjie propaganda van die dag. Daar was sekere dinge wat jy moes doen, die belasting was verskriklik hoog. Nou dalk sê ons vir mekaar, ons is bereid om meer belasting te betaal, om bietjie meer te hê van wat hierdie Romeinse Ryk gehad het. Maar daar was hierdie keiser in hierdie paleis, en hierdie ongelooflike leier wat hy was, het hy 'n paar dinge reg gekry. Daar word van hom geskryf wanneer 'n paar hoofpriesters aansoek doen of 'n petisie rig, laat die jare, die kalender begin op Augustus se geboorte, dan skryf hulle die volgende. Since Providence, dus die godin wat hulle in glo, of die gode wat hulle in glo, which has ordered all things and is deeply interested in our life, has set in most perfect order by giving us Augustus, whom she filled with virtue that he might benefit humankind. Luister bietjie na die woorde wat hier gebruik word. Sending him as a savior, both for us and for our descendants, that he might end war and arrange all things, dat hy sal vrede bring. And since he, Caesar, by his appearance, excelled even our anticipations, surpassing all previous benefactors, and not even leaving to posterity any hope of surpassing what he has done, and since the birthday of the God Augustus was the beginning of the good tidings, die evangelie wat ons daar sien, die Griekse woord daar is evangelie, for the world that he came by, en dan gaan hy so bietjie aan. Nog wat hulle aansoek doen vir die res van dit. Ons praat oor vrede vandag. Ons praat oor dit wat vrede is, maar die groter boodskap van dit wat God gedoen het, om vrede te bring vir jou en my, en sy definisie van vrede. Hierdie vrede wat ons so soek, en in hierdie manier wat dit vir Augustus geskryf is, en aangevra is, en hoe hulle hom half aanbid en eer, vind ons 'n paar woorde wat baie bekend klink wanneer ons na die storie van Lukas kyk. Wanneer die engele 'n aankondiging maak vir die koning, Jesus wat hy is, wat gebore is. Dit is moontlik vir die mens om die regte idee te hê oor iets, maar heeltemal die kat aan die stert weet te hê. Die Romeine het gedink hulle weet wat vrede is, en hulle het gedink hulle weet wie is die persoon wat dit gebring het, maar hulle het die verkeerde ou beet gehad. Ons kry hierdie storie in Lukas, wat die volgende sê, hy sê daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n engel van die Here het aan hulle verskyn,
en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n groot bron van vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. En dis ons fokus. Ons fokus vandag op Lukas 2 vers 14. Daai versie wat sê eer aan God en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Maar kan julle sien in hierdie storie? Kan julle sien hoe baie woorde gebruik die engel wanneer hy die aankondiging maak? Hy praat van die goeie nuus, die evangelie. Hy praat van 'n verlosser, 'n redder, wanneer hy verwys na Jesus Christus. En hy maak die wêreld bewus dat hy, ongeag waar jy kyk, hier is die regte persoon. Hier is die regte God wat gekom het as verlosser. Dis sy evangelie. Hy is die redder. Hierdie aankondiging gaan nie net vir die Jode nie, maar vir die Romeinse ryk ook, vir die wêreld. Hierdie is die regte persoon. En dan kom ons by hierdie versie, Lukas 2 vers 14, en dan vra dit ons 'n paar vrae, wanneer ons praat van Jesus. Dit vra, waarmee is ons besig? Hoe lyk die wêreld se vrede teenoor God se vrede? En wat is my rol in dit? Jy sien, dit waarmee jy besig is, kan vir jou vrede gee, of dit kan jou vrede steel. Wanneer ons kyk na wat die engele doen, wanneer hulle saam met hierdie ander engel inspring en begin sing, is die eerste ding wat hulle doen, is hulle bring eer tot God. Eer aan God in die hoogste. Hulle is besig om te aanbid. Die eerste ding wat ons vrede kan steel, is wanneer ons ophou aanbid, of die verkeerde persoon of ding in ons lewe aanbid. Want aanbidding is 'n reaksie op wie God is en wat hy gedoen het. En soms raak ons so bietjie, soos die Engelse woord sê, gesidetrack in ons aanbidding. Ons is besig om ons werke te aanbid. Ons is besig om onsself te aanbid, ons eie behoeftes. Hoe lyk jou aanbidding? Gaan dit nog na God toe? Want dis die volgende ding wat die engele doen, is sê eer aan God. Waarop fokus jy? Is hy nog die God in jou lewe? Of is ons so besig met ander goed, dat ons aanbidding nie meer na hom gerig is nie? Selfs binne in die kerk. Is ons so bewus van die liedjie wat gesing word, of hoe die kerk aan die binnekant lyk, dat ons vergeet om die God te aanbid. Hierdie ou my nou gegroet by die deur, het hy nou nie? Sit ek gemaklik, kan ek mooi sien? Verloor ons nie ons aanbidding nie? Is ons besig om te reageer op ons omgewing, in plaas daarvan om te reageer op wie God is, en dit wat hy gekom het om te doen? Waarop fokus ons? En dan kom die engele, dan sê hulle, ere aan God in die hoogste. Hulle vat God en hulle sê, sy posisie is heel bo. Daar's nie 'n posisie bo hom nie. En hier trap ons soms in hierdie slaggat, wat ons God in 'n boks probeer sit, in 'n dag probeer indruk wat sondig is soms, of miskien as 'n spaarwiel. Sy posisie is die hoogste, maar waar is sy posisie in ons lewe? Beklee hy nog die hoogste posisie in jou lewe? Of is dit iets anders?
Hoe lyk daai prioriteitslysie? En in die tyd moet ons die vraag begin vra van hoe lyk ons lewe? Dis dalk 'n goeie tyd om in die Bosveld vuurtjie in te kyk, of oor die branders te kyk, of die stil huis te vat, en net te dink aan, hoe lyk my lewe? Is my aanbidding nog reg gefokus op die een wat die hoogste posisie in my lewe beklee? As dit nie is nie, word my vrede gesteel op so baie plekke. Dit voel, ek maak dit nie. Dit voel my gebede gaan teen die dak vas. Dit voel, ek is deel van hierdie ratreis en ek kom net nie uit dit uit nie, want ek is op die verkeerde goed in my lewe gefokus. Ek het nie meer vrede nie. Kom die engele en hulle sing vrede op aarde. En dit is so mooi, as hulle sing vrede op aarde, dit beteken, dis nie 'n eendag vrede nie, dis 'n nou vrede, 'n vrede wat ek en jy kan beleef op aarde. En dis die goeie nuus, is deel van die evangelie, dat jy voel dalk, jy's in hierdie ding opgevang, wat jy nie weet wat te kant toe nie. Jy voel, jy het nie vrede nie, en dan kom die engel en hy sing, vrede op aarde, daar's vrede vandag vir jou, dis 'n nou vrede in wat jy leef. 'n vrede met die naam Irene, dis die Grieks. Miskien laat dit jou dink aan die naam Irene. Ons het laasweek het Johan gepraat van die naam Zoe, wat lewe beteken. Miskien ken jy iemand wat Irene, iemand met daai naam, miskien is hulle 'n persoon wat vol vrede is, of dalk nie. Dit sal 'n goeie preek is om vir hulle aan te stuur. Maar hierdie vrede is die Griekse ekwivalent van die woord Shalom in Hebreëus. Hierdie vrede wat God vandag vir jou bied, is 'n ander vrede. Dis nie 'n voete in die sand vrede nie, dit is nie 'n vakansievrede nie, dis 'n vrede wat transcendeer, wat soveel dieper gaan as wat 'n wêreldsisteem ooit kan bied. Dis asof die engel dit uitskree en sê, Rome, as julle maar net geweet het, dat Augustus vir julle stabiliteit kan gee, maar God gee 'n ander vrede wat die potensiaal het om jou hele lewe te verander. Wat doen hierdie vrede waarvan hulle praat, hierdie nou vrede waarvan hierdie engele van sing? Dis 'n vrede met God. Dis Paulus wat skryf in Romeine 5 vers 1, hy sê, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Dit is 'n verhouding wat herstel. Jy kan in die veiligste land lewe, maar nog steeds nie vrede het met God nie. En 'n lewe sonder vrede met God is hel. Dis 'n oorlog. Maar ons word uitgenooi na vrede met God. Dit word verkry wanneer ek hom deel maak van my lewe. Dit word gekry wanneer ek hom in die hoogste posisie plaas in my lewe. Wanneer my aanbidding gerig is tot hom en weg van myself af, weg van die mense om my af, weg van my lewe af, maar tot hom. Dis 'n dieper vrede as wat ons ooit kan hê, as wat iets of iemand ooit vir ons kan gee. Hierdie vrede is 'n vrede met ander. Dis Jesus wat dit sê in Matteus 5 vers 9, hy sê, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dit is om in harmonie te lewe met die om my. Ons beklei maklik. Omdat die wêreld so vervalle word, voel ons soms, ons moet opstaan vir dit wat reg is. En dit is so. Maar soms lewe ons nie in hierdie vrede met ander nie. Net soos wat ons vrede het met God, en sy vrede stel ons in staat om in vrede met ander te lewe, is daar ook hierdie verwagting om so te lewe hierdie Kerstyd, om my kostafel, saam met die familie, om vrede te gaan soek.
Want binne vrede kom herstelling, kom genesing, word verhouding weer gebou. Binne 'n jammer sê, of 'n telefoonoproep, vir hy, ek mis jou, kom ons gaan drink koffie. Dis wanneer ek in die vrede van God begin leef, en daar's herstel. Dis wat hierdie vrede vir ons gee. En dan hierdie vrede waarvan hierdie engele sing, is 'n vrede met myself. Dis Johannes wat sê, wat skryf, wanneer Jesus praat, hy sê, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle, soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Dis 'n vrede wat binne in ons leef. 'n Vrede wat oorspoel in die keuses wat ek maak. En al gaan die wêreld om my mal, en al is daar oorloë om my, het ek vrede binne my. Sien, dit is wat Augustus nie kon bied vir die Romeinse ryk nie. Vir hulle was vrede dit wat om my gebeur. God se vrede is dit wat binne my gebeur. Dit is 'n vrede wat soekend is. Is A.W. Tozer wat sê, hierdie is die paradoks van die Christen lewe. Al vind ons hom, bly ons soek na hom. Maar dit is hierdie vrede wat ons kry, wanneer ons nader kom aan God, en wanneer ons nader kom aan God, dit spoel oor in hoe ek my werk, en dit spoel oor in hoe ek mense hanteer, hoe ek myself hanteer, wat ek sien as ek in die spieël kyk. Dis hierdie vrede waarvan hierdie engele sing. Nie anders nie. En dan eindig hulle hierdie liedjie van hulle. Het sê, in wie God 'n welbehae het. Ere aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nommer 1, in wie het hy 'n welbehae? Hy het 'n welbehae in jou. Hy kyk na jou en hy vind plesier want hy het jou gemaak. Niks wat ek en jy doen kan verander in die manier hoe hy na ons kyk nie. Paulus sê in Efesiërs 2 vers 8 tot 9, hy sê, want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. En wie het hy welbehae? En wie het welbehae? Die een wat terugkyk wanneer hy na jou kyk. Nie omdat jy dit verdien, dis jou geskenk. In hierdie tyd van geskenke is dit jou geskenk. Hy het gekom, Jesus het gekom en aan die kruis gehang, sonder dat jy dit verdien, en is jou geskenk. Hy het in jou 'n welbehae. Maar hoe lyk dit dan? Hoe gaan ons te werk met hierdie? Wat is dan die rol wat ek hier moet speel? Die rol wat ek en jy in ons Christelike lewe moet speel, is nie 'n rol van ek moet nou werk om dit te verdien nie. Dit is meer 'n rol wat ons moet aanneem van ek moet nou uitlewe op grond van dit wat hy vir my gedoen het. En hier is die mooiste stuk in Micha 6 vers 8, of eintlik die hele Micha 6 wat jy kan gaan lees, wat die Here half met Israel hierdie konfrontasie het, wat hy sê, julle draai julle rug op my. Hoekom? En dan kom die Israeliete en dan sê hulle, maar wat moet ons nou doen? Wat se offers moet ons nou bring? Hier in vers 6-7 sê hulle self, moet ons eerstegeborene seun gee, sodat ons sondes weggevat kan word. En dit is so 'n mooi stuk wat wys na die kruis, wat God sê, nee, moenie julle eerstegeborene seun gee nie, ek sal myne gee. Maar hierso in vers 8 is die 3 dinge wat God noem vir die rol wat ek en jy speel. Hy sê, hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as? Nommer 1, om te doen wat reg is. Nie om werke te doen nie, maar jy weet wat jy moet doen wat reg is. Jy weet daai volgende keuse wat jy moet maak, is dit in die wil van God? Ek lewe doelbewus in die wil van God. Ja, partykeer kom ek nie daar uit nie.
Partykeer faal ek maar, partykeer sukkel ek maar ek doen wat reg is. Ek lewe tot my volle potensiaal om troue liefde te bewys. Hierdie onverdiende liefde. Die liefde wat ek van hom af gekry het, lewe ek uit met ander. Dit is waarna hy welbehaag. Ek's nie Sondag hande omhoog in die kerk en Maandag deel ek klappe uit nie. Ek lewe uit dit wat ek van hom gekry het. En sodoende bewys ek my liefde weer terug aan hom. En dan die laaste deel is sekerlik vir my die mooiste deel. Hy sê, en om nederig die pad saam met jou God te loop. Dit is so mooi. Dit is 'n uitnodiging na verhouding, dit is 'n uitnodiging na kom ons stap die pad saam. Dit is nie 'n eendag ding nie, dit is 'n daaglikse ding. Dit is nie 'n eenkeer gebed nie, dit is 'n daaglikse gebed. Dit is nie 'n eenkeer Bybel lees nie, dit is 'n daaglikse pad wat ek saam met God stap. In nederigheid. Die ouer vertaling sê in ootmoedigheid. Of om ootmoedig saam met jou God te stap. Dit is hierdie, ek is minder en hy is meer. Ek loop nie arrogant rond nie, maar ek buig voor hom. Dit is hierdie goed wat vir ons die vrede gee, waarvan hierdie engele sing. En dit is 'n uitnodiging vir ons ook om te doen wat reg is, om in liefde te leef, en om bereid te wees om die pad te stap saam met God, al stem ons nie altyd saam nie, al is dit nie altyd so lekker nie, al snoei hy partykeer daar waar daar nog so 'n bietjie lewe is. Kersfees is 'n tyd van ontvang en gee. Ontvang die genade van God. Ontvang dit, dis joune. Maar gee jou lewe in aanbidding as reaksie op dit wat hy gedoen het. Want daarin lê sy vrede. Ek bid vir jou vandag. Ek bid vir jou wat hier kyk en sê, ek het nie vrede nie. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek weet nie waartoe om te gaan nie. Mag hierdie lied wat die engele sing, binne jou resoneer. En mag dit jou 'n fokuspunt gee om na toe te draai wat jou God is. En mag jy sy vrede ervaar tot in jou diepste wese. En mag jy weet dat hy jou lief het. Want niemand kan jou lief hê soos hy nie. Niemand kan vir jou vrede gee soos hy nie. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie vir u vrede. Dankie vir hierdie tyd in die jaar dat ons net weer bewus kan word van u. Ons loof u. Ons is lief vir u. Ons is afhanklik van u. Ek bid vir elke persoon wat hier kyk, elkeen wat nie kyk nie. Here, mag ons die vrede ervaar soos nog nooit. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.